Geloof kom uit die gehoor en die gehoor kom uit wat 'n profeet vir jou sê. En dis hoe dit is. Ek sal my dominee gaan vra, ek sal my pastoor gaan vra, ek sal my skrifgeleerde gaan vra, want my geloof is in ander mense. Dit mag nooit, maar nooit so wees nie. Wat gebeur as ek nou vir almal hierso vanaand lieg, as ek nou hierdie ander profeet is? En nog al die jare lieg ek vir julle, en julle hoor my en glo my. Wie gaan deur die leeu opgevreet word? Nee, ek nie. Dis nie wat daar gebeur het nie. Maar die ou het onskuldig geluister het, na die verkeerde ou. En daarom is die verantwoordelikheid by elke ene. Nou, ek het nou hier gesê, moenie hier gaan skryf langs hierdie, wat ons nou vanaand identifiseer en sê, ja, dit is openbaar nie. Kom self agter hoe om dit te doen. Laat die Gees jou leer en sien, wat gebeur dan? As jy nou jouself gaan en jy gaan lees Esegiel, en jy gaan ontdek dit self en sien, daar's dit, en daar's dit, en daar's dit. By wie het jy dan geleer? By Vader self. By wie het Paulus geleer? Paulus sê, as iemand kom en 'n ander evangelie verkondig as wat ek julle verkondig het, Paulus se evangelie, dit is enorme swaar woorde. Hy sê, ek het gekom en ek het julle die weg na saligheid verkondig. As daar 'n engel uit die hemel uitkom en hy verskil met wat ek gesê het, as Petrus kom en hy verskil met wat ek gesê het, as Moses kom en hy verskil met wat ek gesê het, as Daniel kom en hy verskil met wat ek gesê het, laat hom 'n vervloeking wees. Ons besef nie hoe swaar is daai woorde. Wat gee Paulus die reg om dit te sê? Dis nie Paulus se woorde nie. Waar kom hy dan? Hy het by Yeshua geleer. Direk. Hy was 3 jaar in Arabië. En Yeshua het hom geleer. En hy sê net wat Yeshua gesê het. En nou sê hy, as daar 'n engel kom en hy sê iets anderster, laat hom 'n vervloeking wees. Die engel. Die profeet het by Vader gehoor. Vader het nog gepraat, gesê, gaan soontoe, moenie dit nie, moenie dat nie, moenie so nie, maak klaar wat jy gedoen het, kom terug. En toe kom 'n ander profeet en hy sê vir hom, 'n engel het vir my gesê. Nou, ek wil nie die engele afskiet nie. Baie van die waarhede het Vader deur 'n engel gestuur. Meeste van die goed wat Daniel neergeskryf het, het hy by 'n engel gehoor. Maar as 'n engel iets anderster sê as wat Vader gesê het, laat hom 'n vervloeking wees. 'n Engel, of 'n dominee, of 'n broer, of 'n pastoor, of 'n noem hom wat jy wil, 'n paus, 'n priester, as hy iets anderster sê as wat in die boek staan, laat hom 'n vervloeking wees. As daar staan vers 3, want kyk, daar kom daar van 30, spreek Jahwe, dat ek die lot van my volk, Israel en Juda sal verander, en die dominee sê, dis die kerk. Laat die dominee 'n vervloeking wees. Hy lieg. Hy doen die werk van 'n ander profeet. En wat gebeur? Die hoorder wat daai dominee glo, word deur die leeu opgevreet. Dis hoe skrikwekkend hierdie gedeelte is. En alles waarmee ons besig is op hierdie aarde, van 6000 jaar, van biljoene Israeliete, kom tot 'n einde. Dit stop. En is nie baie lank nie. Die mense in die begin het 1000 jaar oud geword, en toe word hulle 250 jaar, en toe 120 jaar, en toe 70 of 80 jaar waar ons nou trek. Dus poeps, verby is dit. Maar ons fokus nie, ons klik nie, ons verstaan nie, ons sien nie, hoe ernstig is dit nie. Ons loop net agter die massa aan. Dus onthou, ek het voorheen ook al gepraat van hoe 'n skaap is. Hoe loop hy? Hy loop agter die skaap aan wat voor hom is. En die hele bondel loop, en as jy net die voorste skaap kan kry om van die kraans af te stort, die hele trop gaan afval, hulle gaan nie ophou nie. En dit is wat Israeliete ook doen. Ons is skape van sy weide. Daar loop voor 'n skaap, 'n misleide skaap, of dalk 'n bok. Hy bok wat die skape na die slagpale toe lei. En al die skape loop agter hom aan. Dis wat skape doen. Ons is skape. Nou hoor ons dit. Hoor jy? Dis wat skape doen. Moet dit nie doen nie. Die trop gaan van die kraans afstort. En jy hoor dit. Jy het 'n keuse. Bly jy nog nie erop loop? Of word jy wakker en jy sê, wag 'n bietjie, ek raak nou onseker. Die trop is besig om van die kraans af te stort en almal stort daar af. En wat ek sê van die 70 jaar, dis die einde. En dan kyk ons terug en dan gaan ons weer hierdie hoor wat ons gelees het. En dan gaan ons sê, het ek dit dan gehoor daai aand. En ek het dit verstaan. Hoekom het ek dit nie gedoen nie? Hoekom het ek so min waarde geheg daaraan? Ek het gehoor die lewe is 70 jaar.
Maar die waarde van die lewe het nooit vir my verminder nie. Dit was vir my die alfa en omega. Die 70 jaar was vir my die alfa en omega. Ek het alles gegee ter wille van die 70 jaar. Om net deur almal aanvaar te word, deur my familie, my kinders en my vriende en my ouers. Almal moes net tevrede met my wees. Ek wou nie reactions maak nie. Ek wou nie goed sê wat mense omkrap nie. Vir 70 jaar. En toe 'n engel gekom het of 'n dominee gekom het of wat ook al en hy sê nee, die evangelie is dit en my hele familie sê ook so. Toe het ek nou maar ook so gesê want ek wou nou nie moeilikheid maak in die familie nie. En dan vrede jy op. En dit klink vir ons so na ja, ek het het al 1000 keer gehoor. Het ons gesnap, het ons gehoor, het ons gedoen. Dit is nie goed genoeg om net saam te stem en te sê ja, dit is so. Die skaap gaan nog steeds. As die skaap sê ja, ek besef hierdie hele trop gaan van die kraans afval, maar hy loop saam met die trop. Dan val hy ook af. Dis nie net wat vir hom verwag word om te sê ek sien dit, ek verstaan dit nie. Jy moet optree, jy moet iets doen. En sê, ek kan nie aangaan met waarmee ek besig is nie. Ek moet verandering in my lewe maak. Bekeer beteken omdraai. En ons bekeer nie, ons pas net so 'n bietjie aan. Ons loop net so met 'n draai terug na dieselfde rigting toe waar ons was. Maar dis nie bekeer nie, bekeer is aan die ander kant toe en ons weet nie eers waar is aan die ander kant nie. Ons hoor dis aan die ander kant, maar ons dink dit wat ons loop is die regte pad. Kennis is 'n middel tot 'n doel en die doel is geloof. Iemand het hierdie lettertjies vir ons de mekaar gemaak en dit maak nie sin nie. Sin beteken ek verstaan dit, dis 'n orde. Daar kom dit na my toe en ek sien 'n hele prentjie. Toe gaan iemand en hy verbloem die woorde en nou verstaan ek dit nie. En meeste woorde in die Bybel is verander, dat dit iets anders te beteken. Ons dink die Bybel is verkeerd vertaal. Hy's reg vertaal, maar die betekenis van die woorde het verander. En dit is wat ons moet agterkom. Israel het verander. Bekering het verander. Volharding het verander. Liefde het verander. En so aan en so aan. Elke liewe woord het 'n ander betekenis as wat Vader gesê het. Ons moet daai sleutels terugkry wat die skrifgeleerders by ons gesteel het en terugkom na die woord toe. Want die geloof is uit die gehoor en die gehoor is uit die woord van God en ons word deur ons geloof geregverdig. Dis al. So ons kan so besig wees met ander goeders en dan is dit nutteloos. Soek eers die koninkryk van God voor ons besig is met al die ander goed. En die koninkryk van God kry ons tussen die bladsye van die Bybel.